En nou gaan ons oor na die laaste gedeelte van die hoofstuk, wat gaan oor soorte reaksies. Nou as ek reg maar net vinnig vertel, jy sien, gaan ons 5 soorte reaksies sien. As jy nou vraestelle aan voor 2020, dan gaan jy sien daar is polymere reaksies, né? Polymere, poly beteken baie. So daar is uitgehaal uit die syllabus nog iets. Nou ek sê die hoofstuk, het jy nie. So as jy iets weer lees van polymere, is dit uit. Dit polymere het te doen met plastieke. Maar ons daar reaksies uit, ons gaan nou reg vertel, gaan ons 5 soorte reaksies. Die eerste soort reaksie is die oksidasie reaksies. Okay. Nou oksidasie, waaraan dink jy? Oxidation, jy dink aan oxygen. En dis presies wat daar is. Die definisie van oksidasie is die proses waar koolwaterstowwe, kom ons stop net gou vinnig. Koolwaterstowwe. Wat is dit nou weer? Dit is iets wat slegs uit koolstowwe en waterstowwe bestaan. Waar koolwaterstowwe in lug brand. Okay, so lug brand sê vir 2 goed. Nommer 1, dit reageer met suurstof en brand sê vir jou dit is eksotermies. Kyk, so oksidasie is waar koolwaterstowwe in lug, suurstof, brand eksotermies. Okay. So ons het hierso alkane, alkene, alkyne en dan het ek hierso vir jou alkohole. Nou alkohole vra hulle nie eintlik nie. Ek het dit net bygesit want dit kan gebeur. So as jy dalk daar baie ou vraestelle toe gaan voor 2014, kan hulle alkohole ook insit, maar hulle doen nie eintlik nou nie. Alkane, alkene, alkyne of alkohole brand met suurstof en dan wat word altyd geproduseer? Nie dalk nie, nie soms nie, altyd. Is koolstofdioksied en water. Vir jou kennisname, vir graad 12, gaan dit altyd gee koolstofdioksied en water. Nou gee ek jou hier in hakkies iets anders. As daar beperkte suurstof is, nie genoeg suurstof is nie, dan gee dit vir jou koolstofmonoksied en water. Okay, nou hoekom gee ek dit vir jou? Want ek voel jy neem wetenskap, want jy is geïnteresseerd in die wêreld rondom jou. Hulle sê vir jou, ek weet nie of jy dit al gehoor het, as jy 'n vuur het wat in die huis brand, dan moet jy ergens 'n trek hê. Jy moet ergens 'n venster oop hê of daai gaatjies, daai sifgaatjies daarbo. Hoekom? Dat daar 'n bietjie vars suurstof inkom. Want as daar nie genoeg suurstof inkom nie, 'n beperking aan suurstof, dan gaan dit later nie meer koolstofdioksied vorm nie, maar dit vorm koolstofmonoksied. En koolstofmonoksied is toksiek. Jy gaan dood as jy dit inasem. Jy raak aan die slaap en dan gaan jy dood. Ja, en jy kan net nie agterkom nie. Jy kom met die agter raak met slaperig en dan gons jy. Okay? So beperking van suurstof, hoeveel koolstofmonoksied en water. Weer eens, dit was voor 2014 in die syllabus. Okay, so weer as jy na vraestelle toe gaan, kan hulle dit vir jou vra, maar hulle vra dit glad nie meer nie. Okay. En hierdie is ook wat vorm wanneer brandstof gebrand word in jou petroltank. Okay, ek het vir gesê die reaksie is baie eksotermies, dis hoekom brand is eksotermies, so gee vir jou koolstofdioksied, water en energie. Nou die voorbeeld wat ek hierso het is etyn. Hoe weet ons is et? Want daar's 2 waterstowwe, koolstowwe en 2 koolstowwe en dan 4, so moet dit 2 wees. Ek dink ek het nou enige reaksie gegee. Etyn, hierdie is eteen. Okay, want hy het 2 koolstowwe, 4 waterstowwe, so daar moet 'n dubbel binding daar wees. Maar ek sê vir jou, etyn word gebruik in oksy-asetyleen brandvlamme om metaal te sny. En ons het al vinnig hieroor gepraat in die begin van die jaar oor as hierdie brand, dis 'n super eksotermiese reaksie want die een sê vir jou is 'n trippelbinding wat maklik opbreek en verbrand en hy gee baie energie af en dan kan dit metaal sny en so aan. Okay. Nou wat jy gaan doen, wat jy moet kan doen, is jy moet kan sê goed, as ek 'n oksidasie reaksie het, watter produkte vorm, letterlik 1, 2 punte daarvoor bagelek, en dan moet jy die reaksie balanseer. Maar dis waar hierdie vraag moeilik raak. So om hierdie reaksie te balanseer is nie easy peasy altyd nie. Dis eintlik easy peasy, maar jy moet net bietjie kop hou. Nou hierso sê ek vir jou is hierdie hele proses hoe om hom te balanseer. Okay? Jy balanseer eers die koolstowwe, dan balanseer jy die waterstowwe in water.
As daar 'n ewe getal voor water is, dan balanseer jy net die suurstowwe daar. En as daar 'n onewe of ongelyke syfer voor water is, dan moet jy alles maal met 2 en dan balanseer jy die suurstof. OK, juffrou het op 'n luister vir jy begin lees het. Kom ons oefen hom vinnig. Daar het jy butaan. But, hoe weet ek is but? Want dit is 4 koolstowwe. Aan, want dit is 'n alkaan homoloë reeks, want dit is 'n algemene formule wat gesin word. Hy reageer met suurstof. Eerste 2 punte. Watter produkte vorm? Koolstofdioksied en water. Dat het 2 punte reeds. Nou wil ek vir jou vra, watter fase gaan hierdie 2 goed wees? Albei gaan gas wees. Maar is water dan nie 'n vloeistof nie? Hy brand, dis eksotermiese reaksie, is verskriklik water in hierdie geval. In hierdie proses is hy 'n gas. Later kan hy 'n vloeistof word. OK, goed, nou moet ons balanseer. 4 koolstowwe, 2 kool. Ag, nou, 1 koolstof. So ek moet 'n 4 vooraan sit. Goed, 4 koolstowwe, 4 koolstowwe. 10 waterstowwe, 2 waterstowwe. So ek moet 'n 5 vooraan sit. Nou stop ek. Goed? So onewe getal voor hom. OK? Dit gaan my nie help nie. So wat ek gaan doen dan is ek gaan regdeur maal met 2. OK? So ek gaan hierso 'n 2 sit. Ek los eers die suurstof, ek sit daar 'n 8 en ek sit daar 'n 10. OK. Kom ons dubbel check net gou of dit reg is. Ek het 8 koolstowwe, 8 koolstowwe. 20 waterstowwe, 20 waterstowwe. Dan het ek hier aan die linkerkant 2 suurstowwe en aan die regterkant het ek 8 maal met 2 gee vir my 16 plus 10 maal met 1 gee vir my 10. So dit gee vir my 26 suurstowwe. So aan hierdie kant het ek 26 en aan hierdie kant het ek net 2. Wat moet ek doen? Maal met 13. Wanneer moet ons die fases bysit? As hulle vir jou vra, sit fases by. Ja. Ja. OK, goed, so dit is wat ons hier gaan doen en dan is ons klaar. OK, ek wil net vir jou wys ek het die ene ingesit wat ek hier gesê het, etiene brand in 'n suurstoftekort. Net sodat ons dit oefen en wys hoe lyk dit, maar dit gaan presies dieselfde rymie wees. Dit gaan niks anders. Wees nie behalwe hy gaan koolstofmonoksied vorm in plaas van koolstofdioksied. OK, goed, so as jy wil vooruitwerk, is jy welkom, anders die res van julle volg my. Ja? O, is die papier. OK. Goed, so, eerst een oct beteken 8. Aan beteken is 'n alkaan. Alkane is CnH2n plus 2. Sien jy? OK. En oct beteken 8, so dis C8H20. Nee, 18. Nee? En dan sê hy brand in oormaat suurstof, so suurstof. Dan moet ek kyk wat gee hy vir my. Hy gaan altyd vir my gee wat en wat nou weer ouen? Koolstofdioksied en water. Reinhard, wat is hierdie reaksie se naam nou weer? Die reaksie oksidasie. OK, want ons gaan klomp name hê. Nou, dit is oksidasie. OK. 8 koolstowwe, 1 koolstof. So hier moet daar 8 voorin kom. 18 waterstowwe, 2 waterstowwe. So jy moet 'n 9 vooraan kom. Nou stop jy kyk, wat is voor water? Dis 'n onewe getal. Wil nie dit onewe wees nie. So ons gaan regdeur maal met 2. 2 16 18. OK, gaan ek weer. 16 koolstowwe, 16 koolstowwe. 36 waterstowwe, 36 waterstowwe. OK, dan kyk ek die suurstowwe, 2 aan hierdie kant. En aan hierdie kant het ek 32, want dit is 16 maal met 2, plus 18, en dit gee vir my 50. OK, so hoe gaan ek daar 52 maak? 25 vooraan. So vandaag neem ek 2 maal, hoef nie by die suurstof te sit nie, want die maak. Want jy gaan, ja. Want dis mos oormaat suurstof, so maak eintlik nie saak.
Dit maak nie saak en jy gaan hom nou, jy balanseer hom laaste. Of jy kan dink as vloot 2 daaronder. Okay, goed. Etyn brand in oormaat suurstof. Etyn behoort aan die alkyne wat CnH2n-2 is. Et beteken 2. So, dit is C2, 2 maal 2 is 4, minus 2 is 2. H2, reageer met suurstof, en wat gee dit vir jou altyd? Koolstofdioksied en water. Ok, 2 koolstowwe, 1 koolstof, dan moet dit 2 vooraan wees. 2 waterstowwe, 2 waterstowwe. So, is daar 'n ewige getal voor water? Nee, daar is 'n denkbeeldige 1 mos vooraan en 1 is 'n onewige getal. So jy moet regdeur maal met 2. 2, daar is 'n 4, daar is 'n 2. Ons begin weer. 4 koolstowwe, 4 koolstowwe. 4 waterstowwe, 4 waterstowwe. Hierdie kant is daar 2 suurstowwe, aan daai kant is daar 8, want 4 maal met 2, plus 2 gee vir jou 10, so daar moet 'n 5 vooraan. Die water is ewig getal met die suurstowwe word ewig met. Ja. Ok, volgende ene is mos nou net, hierdie ene is mos nie eintlik in jou syllabus nie, nommer C. Sommer maar net 'n verryking. So weer eens etyn reageer met 'n tekort aan suurstof. Nou tekort aan suurstof beteken nie dit is net O nie. Suurstof is nog steeds O2. Beteken ons net nie baie nie. En dit gee vir jou koolstofmonoksied en water. Okay, so kom ons kyk gou. 2 1. Sit dit 2 vooraan. 2 2. Hier is 'n denkbeeldige 1 vooraan, wat beteken jy moet regdeur maal met 2. 2 4 2. Check weer. 4 koolstowwe, 4 koolstowwe. 4 waterstowwe, 4 waterstowwe. 2, en hier is dit 4 plus 2 gee vir jou 6. So dit beteken jy moet 'n 3 hier vooraan sit. Kyk. Goed. Kom julle kyk gou of julle die laaste 3 kan doen. Asof jy 'n hulp gee. Prop beteken 3. 1 beteken hy behoort aan die alkeen-homoloogreeks. En prop beteken 3. Pentaan beteken hy behoort aan die alkaan-homoloogreeks en dis 'n 5. Hex 3-ein en hex is 'n 6. Jy het net foutjies gedruk. Ja.
Sy vir ons sal nie met syketting kry om hier mee te doen. Wat doen? Kan ons syketting skryf op die bedryf? Hulle kan. Maar dan gaan jy nie terug na die molekulêre formule toe. Dan teken nie vir die molekulêre formule. Ons gaan oefening doen van hom. Ons gaan 'n bietjie agter lees met die planne, maar dit is ook. Nou, jy moet nie die algemene moet sy molekulêre formule. Ja, jy kan. Want jy gaan mos net tel hoeveel so is daar. Nee? Of dink ek nou verkeerd? Nee man. Ek sê ek weet jy of hy uitwerk met die metiele en die etiele nog steeds nie algemene formule. O, hy doen. Nee. Ja. Maar hallo. Hallo Alkane. Maar of as hulle vir jou die wag net. As hulle vir jou gekondenseerde struktuur van die liggaam gee, moet jy maar net gaan tel. Ja. Alright. As jy nie klaar is nie, so dan as jy klaar is, dan is jy klaar.